jy jou Bybel gaan optel, gaan jy sien dat God gewone mense op ongewone maniere ontmoet het en 'n ongewone storie met hulle lewens geskryf het. En dis waaroor die reeks gaan, oor hoe God en my jou gaan ontmoet en hoe ek en jy daai storie kan beleef wat hy graag wil hê. En vandag is daar iemand baie spesiaal wat my gaan help preek vandag. En dit is Rian Benardi. So ek gaan julle sommer vra, gee my lekker hande klap en verwelkom ons vir Rian na die woord toe. Bella, welkom. Toets 1, 3, 4. Kom ons vat die ding ja, so. Try ons weer. Ons is nie so musikaal nie, ja, jy weet, jy moes al tot 10 getel het. Omtrent. Daai liedjie Yes. is soos een van die liedjies wat my kinders in vasgehak het, né? Sorry jou. Maar nou is die Dominee se kinders. Ja. Vat 'n bietjie. Okay boys, kom ons gee net konteks. Dis dalk nagmaal. Ons weet nie waaroor ons sê nie, jy weet, dis. So dankie oor daai ene. Maar net gebeur en ek het nou gesê jy gaan my help preek vandag, né? Okay, ja, koos So wat gaan jy preek? Nee, ek grap. Maar interessant hierdie woorde rondom hierdie reeks is ongewone ontmoetings, maar ek weet jy is nogal pro op hierdie, maar die Here het nog 'n manier om mense te ontmoet wat nie noodwendig die heiligste ouens is en hierdie perfekte mense nie, gebroke, gewone mense en amazing stories met hulle lewe te skryf. Nou ek weet gewoonlik is mense jou soos oproep op 'n stage, want dit is soos Rian Benardi, die beste musikant of dalk een van die bestes ten minste. 'n Ou wat so bekend is, 'n ou wat mense, jy weet, almal hang in jou lippe. En hier kom jy Invloed Kerk en ons is so, okay, hier's 'n gewone ou wat ons gaan help nou hierdie ding doen. Wel, ek is 'n gewone ou, 100%. Ek stem heeltemal saam met dit. En ek dink is nogal mooi van my af en ek dink van ons almal af na jou toe. As die mense dit bietjie hoor van Rian, jy hoor nooit jy loop met hierdie status op jou rug en dis my nogal vreemd aan die een kant, want as daar iemand is wat nogal bietjie iets op hulle skouers kan dra rondom die musiekbedryf, ek nie om nou tap on the shoulders te gee nie, maar jy is bietjie ver. Maar jy het nogal 'n paar goed bereik. Ek het so een of twee goed hier neergeskryf. Jy kan eintlik my meer vertel as jy, maar ek vat net die invloedryke volgeling wat jy het online, jy weet, jou Instagram, Facebook, dis honderde duisende mense kyk, né? Ja. En ek sê YouTube, ek gaan kyk so in die week. Daar's baie mense wat na jou liedjies luister. Ja. Ek Of hulle luister dit net meer as een keer. Dis dalk so 10 mense wat dit net die hele dag lank luister. Kan dalk dit. Jou liedjies is so lekker, jy weet. Wat sê Madagascar, my kinders kyk te veel animations, wat Moto. The name is so nice, you say it twice, tipe ding, né? So Rian Benardi se liedjies is so nice, you play it twice. Jy moet seker as jy van dit hou, dit is hoe dit werk. Vitamine C, 1.8 miljoen views. Ek bly jy sê maar ek het nog eers weer gaan kyk nie, maar ek lig jou in. Net vandag oor Vitamine C, ek en my vrou was in Mauritius gewees en daai liedjie het ek die donderdag geskryf voordat ek en sy gegaan het en op pad soontoe toe besef ek, o jemmel, daar gaan nie tyd wees om 'n musiekvideo te skiet vir die liedjie wat moet uitkom nie, en toe sê ek vir Melissa, wel nou moet ons 'n plan maak. Ons is nou hier so, ek het 'n gitaartjie saamgebring, so toe gebruik ons letterlik my en my vrou se fone om daai musiekvideo te skiet. Brilliant. Ja, die lowest budget musiekvideo ooit, ek sê maar net. Wel, dit was in Mauritius, so dit was eintlik duur, so. Jy het nogal dansmoves gehad en nou moet ek vir jou sê. Ja, dit is nie my sterkpunt nie. Ek dink as enige van julle my volg op my social media, ek is nie die ou wat dansies doen nie, jy weet, tensy ek bietjie stupid wil lyk. Wel, jy het een bo Kurt. Dit kan ons vir mekaar sê, so weer daai om jou skit. Maar uitsit, hè. Ek sien so Stoom 2.3 miljoen, Boksem daai 7.7, Spontaan 8.9 miljoen views. Vat 'n bietjie 13 miljoen views. Jy het nogal 'n ding al op bereik al binne die musiekbedryf. Ja. Spotify, jy was die eerste ou Suid-Afrikaanse kunstenaar. Ja, Afrikaanse liedjie wat 10 miljoen streams gekry het. Dit was eintlik twee liedjies, dit was Spontaan en Vat 'n bietjie. En wat 'n voorreg, maar ek dink ek moet ook dankie sê vir COVID tot 'n mate vir dit, want dit het in 2020 het dit alles verander na online streaming. CD's is toe 'n ding van die verlede en ek dink net ek het 'n goeie album uitgesit die oomblik toe mense oorskakel en almal besluit dit is nou sulke tyd om Spotify en Apple Music en so te gebruik. Ja, het het mooi timing gehad, né? Ja, die timing was amazing. Ek is geseënd. Ek kan nie enigstens die eer vir daai vat nie. Dit is net dis cool
om eers te kan wees om so iets te doen. Ja. En terug net na die gewone ding toe. Jy weet, jy bereik ongewone dinge tot 'n mate, maar hoe bly Rian na die gewone ou? Jy weet, Chom, jy kry 'n vrou en kinders. Dis letterlik dan tel jy glad nie meer as 'n celebrity nie. Hulle sê vinnig vir jou, luister. Ja. Dis so nice. Jy sing dalk mooi, maar tel net jou was goed op. Maar nee, ek moet ook sê ek het 'n amazing familie, gesin, nie net my gesin nie, maar my ouers en my broers en my sussie. Ons het groot geword in die kerk en ons het baie interessante goed deurgegaan wat my gevorm het as 'n mens. En ek dink ek het vroeg in my lewe besluit ek wil nooit die maklikste pad vat nie. Ek dink 'n mens put baie meer uit die lewe uit as jy die moeiliker pad vat. En dit is byvoorbeeld om nee te sê vir goed wat jy nou wil doen, sodat jy ja kan sê vir goed wat jy later kan proe. So ek is definitief by no means 'n motivational speaker nie, maar ek dink net ek het al die vrugte geproe van, jy weet, al die werk wat onder die water gebeur, wat niemand kan sien, en dan obviously dis net hierdie eentjie wat die boe half net operate, maar voordat jy jouself kon kry, dan jy 'n loopbaan gebou met al die werk wat niemand kan sien nie, en dan noem hulle dit, jy weet, 'n overnight success, en dit is glad nie die manier hoe mense dit sien nie. Min mense weet, ek skryf al 18 jaar liedjies, en dit het my, as ek nou so vinnig moet vat, dit my 13 jaar gevat om 'n treffer te skryf en uit te bring, en toe van daar af obviously het ek aangehou. Maar mense besef nie hoe die Here ons seën met om getrou te wees op die 13 jaar wat 'n mens liedjies skryf voordat dit actually iets doen nie. En dis so ongelooflik, dis die tipe goed wat ek by my familie geleer het, en mens sukkel om nie 'n gewone ou te bly as jy weet hoe hard jy gewerk het en hoe baie eenvoudig dit eintlik is om so iets mis te loop. Jy weet, as ek aanhou moes werk en dit het net te maklik vir my gekom, dink ek sou gesukkel het om net gewoon te bly. Maar oordat ek weet is 'n gewone persoon wat net sekere goed aangehou doen het, daar's nie regtig iets spesiaal in my nie. Honestly, ek is geseën, die Here het my gawe en 'n talent gegee wat ek verskriklik baie aangeslyp het. Ek dink ons vergeet baie keer dat dit 'n slypingsproses is. Maar dit is 'n gewone mens, ons almal is gewone mense wat net op die einde van die dag hard moet werk aan iets om op 'n plek te kom waar mense dalk jou kan vra om op 'n Sondag te kom chat, en hopelik kan ek iets sê vandag wat jy net gaan soos wow. Ek het sien weer kans vir die lewe. Ek is ook 'n gewone ou en ek het al die tools wat Rian gehad het, byvoorbeeld ek moet 'n rentmeester van dit wees, en wie weet hoe die Here jou wil gebruik op die einde van die dag as 'n gewone mens om iets te gee vir die mense om ons wat ons sterk maak en wat maak dit ons weer kans sien vir die lewe. Amen. En ek love it, jy weet, want ek lees so in die week in die Bybel hoe baie keer die woord volhoubaar. Jy weet, jy moet nie opgee nie, jy moet deurdruk, jy moet by dit bly. En is so in elke industrie, so in elke roeping, is so in alles wat ons doen. Maar binne 'n musiekbedryf, min ouens dink ek self, niemand weet waartoe jy gaan nie. Ek het daar's baie klippe, baie vorming waarvan jy praat, maar kom ons chat 'n bietjie daaroor. Ek het so 'n bietjie gaan Facebook stalk. Is maar 'n roetine van ons hierso. En ek sien toe iets way lank terug, nie dat daar musiek was of iets nie, maar ek weet nie soveel jare terug was nie, was baie lank terug. Semu Koala. Wat is Semu Koala? You found that. Nice. So dit was nou nogal interessant geweest. So van my beste idees kry ek op die toilet. Ek het nie geweet dis waar jy in hierdie gesprek gaan nie. Ek dink is elke man se ding. Ek het baie so lank in die badkamer spandeer. En ons kry weg vir ons kinders baie keer ook, maar ek het dit nie hardop gesê nie. My dogtertjie, sy kom gister in die badkamer in. Papa, hoekom is jy altyd so lank in die badkamer? Ek het so pas 'n goeie antwoord gekry. Dis wat ek my beste idees kry. Exactly. So, dankie vir dit. So Semu Koala is 'n goeie swart vriend van my met die naam van Kagiso. Ons kom al ek wil nou so vinnig probeer uitfigure, 2010 het ons vriende geword. So ons is al 'n goeie 15 jaar pelle. En hy het dromme gespeel en ek was besig om musiek te swat nog
maar so net nadat ek begin klaar geswat het, toe besluit ek wil nou, jy weet, bietjie in die pub sien en gaan en bietjie gaan geld try maak met my bedryf. Ek het net daar het ek 'n call gemaak, ek gaan nou musiek maak. En ek dink toe nou, dis ek en Kagiso en wat gaan ons band se naam wees en ek beloof julle, dit is nie 'n vleiende storie nie, maar ek het op die toilet gesit en ek dink toe baie ek hou van bloekombome, julle weet eucalyptus trees. En ek dink toe by myself, ek sal love om in 'n eucalyptus tree te bly. Jy weet vir my 'n boomhuis maak daar. En ek dink toe dit maak my 'n semi-koala. Verstaan jy? Dit is dis 'n great naam vir 'n band. Oh, yeah. En ons het covers gespeel naweek in en naweek uit vir absoluut die crapste hoeveelheid geld wat 'n mens kan kry. En ons was daar, ons het dit gedoen en van daai oomblik af toe besef ek oor dit is iets wat ek kan doen. En wat vir my altyd die snaakste is van dit is nou sing jy in 'n pub. Teen daai tyd het ek klaar jazzmusiek geswat. Ek was 'n gekwalifiseerde jazz guitarist. Ek het klaar my diploma gekry. Fantastiese kursus wat ons gedoen het. Ek het nie veel slegter of beter gesing as wat ek nou doen nie, maar jy sit in 'n pub en niemand ken jou nie. En dit is die ergste as jy 'n liedjie klaar maak en jy het soveel effort ingesit om daai liedjie te skryf en daar's so een tafeltjie net daar, so jy kan sien die ou en die girl is op hulle eerste date. En hy probeer die girl impress deur om vir my hande te klap, maar dit is net hulle wat hande klap nadat ek die liedjie klaar gemaak het. Awkward man, en dan sit jy nou maar daar en wat vir my net interessant is van dit is ek was nog altyd Rian Benardi wat mense nou kom sien. Dit wat jy sien op 'n verhoog is wat ek was in die pubs toe niemand my geken het en eintlik omgegee het oor my musiek nie. En ek het baie van die liedjies wat ek geskryf het ek ook op my shows gedoen en dit is net amazing wat gebeur as 'n produk bymekaar kom en daar word foto's geneem en ons 'n CD wat uitgesit word en die werk was gedoen om 'n goeie produk daar buite te sit. Ek moet ook sê ek was ook nie reg op daai stadium skryfgewys om 'n loopbaan te kon hê nie. Maar Semi-Koala was die beste tye van my lewe. Ek onthou die eendag baie goed. Sit ek en Kagiso in ons kar, nê, en ons is so moeg. Ek het so Ford gehad, nê. Sy S het afgeval. Dit was 'n Focus, toe word dit my fuck you. Jy weet. Dis nie 'n vloekwoord nie, weet jy. Maar ons sit in my Ford, ons het hom Dorfie genoem, ou. Sit ons in Dorfie en ek en Kagiso so kwaad vir mekaar. Ons huil van die woede want ons weet nie waar die volgende job vandaan kom nie. Dit voel vir my ek werk die hardste, hy voel hy werk die hardste. Jy weet, die hele tyd net goed opstel en afslaan en dieselfde musiek oor en eintlik mense wat nie omgee oor wat ons doen nie. Maar een van die beste tye toe ons daai kar uitklim, toe sê ek okay, kag, nou gaan ons hierdie ding, kom ons kap hom weer, jy weet. En hoe die moeilikste tye maak dat jy die beste vriende maak, is die mense wat besluit om by jou te staan. So ongelooflike pel en ek sien hom bitter min, maar elke keer as ons mekaar bel is dit soos, jy weet, asof ons mekaar gister gesien het. En ek dink iets wat ek wil sê net spesifiek oor Semi-Koala is, ek dink as dit nie was vir die vriend wat deur die dik en die dun by my gestaan het nie, sou ek dalk nie so maklik deur my musiekloopbaan gekom het tot op die plek waar ek die album spontaan geskryf het nie. So ek weer eens ek's 'n gewone ou met goeie mense om my. Ek dink dis 'n baie goeie manier om dit te sien. So omring jouself met die regte mense. Ja. Ja. En deel van daai proses wat jy het nou vinnig iets genoem van jy was nog nie reg liedjie geskryf gewys nie. Wat beteken dit? Want ek doen mense luister na jou songs en ja, Rian kan 'n song skryf. Ek sien aanlyn mense stuur vir jou 'n paar goed en dan binne 'n paar minute, gat jy met 'n liedjie. O ja, ek doen die liedjie in 15 ding. Dit was eintlik het ek begin as 'n oefening vir my om te kyk hoe vinnig en hoe min kan ek omgee oor 'n liedjie sodat ek actually net iets uitsit want ek is 'n baie partikulêre liedjie skrywer. Ek hou daarvan om ure aan 'n vers te spandeer of net aan die koor te spandeer en vir my as 'n oefening was dit net om te kyk hoe vinnig ek dit kon doen. Maar net om jou terug te vat en te verduidelik hoekom ek sê die proses was lank. Ek het in 2018 toe word ek geteken by Koleski as 'n liedjie skrywer nadat ek die liedjie Lucky Strike geskryf het. En ek vat toe daai liedjie na Arnold Koleski toe.
en ek speel toe die song vir hom, en toe ek die song klaar gespeel, hy my nie geken van 'n koekie seep af nie, toe sê hy, ek gaan jou teken as 'n liedjie skrywer, en ek dog toe, hier's my break, ek gaan 'n musikant wees, ek gaan 'n liedjie skrywer wees, ek wou eintlik net 'n liedjie skrywer gewees het, by the way, performance is eintlik nie vir my so lekker nie, om eerlik te wees, ek hou nie daarvan dat julle almal net daar kan sit en gaan soos, it's average, dis okay, ek verkies dit om 'n ding klaar te maak en om, jy weet, te produce en daar buite te sit en te gaan soos hierdie is die produk waar ek het hoor, sonder foute, jy weet. Maar dit was 2018 en ek het vir 1 jaar en 'n half lank het ek liedjies geskryf sonder om 1 hit te skryf. Dan hou ek aan, dan sê hulle bring die songs Rian, dan bring ek 'n liedjie, dan sê Paulo Azevedo wat destyds in Eden was, dan sê hy vir my, nee, nog nie daar nie. Jo. Gaan ek terug huis toe, dan gaan skryf ek nog 'n song, kom ek die volgende dag by hom aan, sê ek wat van die een, nee. So het dit gegaan, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, elke dag, seker vir 1 jaar en 'n half, en dan oor die naweek het ek pub gigs gedoen, om my rekeninge te betaal en alles, en die eendag, ek onthou ek het aan 'n liedjie gewerk met die naam van Jy is genoeg, hy is op my eerste album, daai liedjie het ek seker 10 keer, as dit nie 20 keer is, oorgeskryf, en want ek het geweet die ding het potensiaal, maar ek het net nie geweet hoe om dit lekker. En dit was daai konstante nee van Paulo wat net op 'n stadium toe gaan ek soos okay, ek kan nou kies of ek krepeer, want ek kan dit nie as 'n liedjie skrywer vir hulle nie. Die idee was altyd om liedjies te skryf vir die kunstenaars wat klaar daar geteken is, soos Bok van Blerk het een van my songs gebruik, maar ons het vinnig agtergekom my liedjies werk nie regtig vir ander kunstenaars. Hulle het nie lekker geweet hoe om dit te place nie. En die eendag toe kom ek nou aan en ek besef toe Polly sê vir my Rian, jy het baie woorde, maar jy sê eintlik min. Ek wil hê jy moet min woorde hê en baie sê. Wow. En toe ek dit snap, toe gaan skryf ek Jy is genoeg. En dit was die laaste helfte van 2019, wat ek toe Jy is genoeg vir hom bring, en toe sê hy, nou begin jy popmusiek skryf. Toe sê ek soos, okay, nou maak dit sin. En binne 'n kwessie van seker 4 maande het ek die hele Spontaan album geskryf, including Spontaan, wat my 6 weke gevat het net om die koor te skryf, John, dat was mal. Maar, en ek weet nie hoekom het ek so vastgebyt op daai liedjie nie, maar dit het toe obviously toe reg uitgewerk. Ja, met die hele liedjie skryf ding, ek dink my grootste groei het plaasgevind in die jaar en 'n half wat ek die meeste nees in my lewe gekry het. En ek dink net nie, ek het net geweier om te sê soos die nee gaan my define nie. Hoe kom 'n mens daar? Want ek praat oor musiek, ek dink ons almal beleef nees, jy weet. Ons leef in 'n wêreld waar ons baie keer voel die eerste antwoord en die gewildste antwoord is nee. Jy weet ons sit in 'n land waar net weens jou velkleur kan jy dalk voel daar's 'n nee op jou geskree. Jy sit met 'n droomie binne in jou, maar jy het nie die regte hoeveelheid geld of jy het nie die regte geleenthede voor jou nie. Daar's 'n nee. Jy sit met soveel goed hier binne in jou, maar om hierdie goeie te laat realiseer in jou lewe, voel mens baie keer ek weet nie hoe nie. Dit kan selfs in verhoudings wees, nee. Jy sien hierdie power couple. Maar ek weet nie of my huwelik daar gaan wees of ek daai tipe kinders kan grootmaak of ek weet nie of ek daai geleenthede kan kry. En ek dink daar's iets so mooi van bly in die nee en daai wat jy nou sê. Jy weet hoeveel nees het jy gekry in daai seisoene. En hierdie trek vir my so terug na verhouding met die Here toe. Ek wou nou net vir jou sê, ek dink die enigste rede hoekom die nees nie gewerk het nie is want ek het nog nie gevoel God sê nee nie. Ja. Ek dink is pretty much waarop dit neerkom is as ek besluit te probeer maak. Ek bedoel ek is by no means religious persoon in die sin van jy weet dit is hoe ek dink 'n mens moet lewe. Julle almal, weet nie hoeveel van julle was by my shows die naweek nie. Was jy 'n paar van julle? Net julle 2. Was jy 'n great show nie, Rian? Dan wys julle aan. Okay, ek het meer in kerke kom apparently. Ons moes hierdie voor die tyd gedoen en dan kon julle almal by die show gewees het. Nee, ek is by no means hou myself heilig nie. Ek bedoel ek het lekker saam met die ouens gekuier gister toe ons gaan jag het en staf, maar ek like dit om te praat oor Dawid Morney, want 'n spesifieke storie met hom en Batseba. Ek het nou al die wiskunde gaan doen daar. Die storie van Batseba het gemaak het hy al 10 gebooie breek. Nee. En hy het dit wetend gedoen. Ek bedoel Dawid was 'n klein poepel partykeer as jy mooi gaan kyk na hoe hy goed gedoen het, maar
Wat amazing was, en ek dink die rede hoekom God hom gesien het as 'n man na sy hart, is dat as Dawid agtergekom het, hy's uitgevang, het hy terug na die Here toe gegaan en hom gaan aanbid. En weer eens net gegaan het soos, okay, ek is stupid, jy's reg, jy is groot, jy is goed, let's try this again, verstaan, en wat vir my die snaakste storie, as 'n mens daai storie gaan lees, wat vir my die snaakste is nadat Nathan vir hom gesê het, hy het 'n ander man se skaap gesteel, daai gedeelte van die storie, toe probeer Dawid nog die Here se arm draai om sy kind se lewe te spaar, en dit is vir my net so amazing van Dawid, hy was nie bang vir wat God van hom dink nie, want hy het gegaan soos, jy weet anyway alles van my, so I'm gonna try my way, ek gaan nie net probeer reg lewe in die sin van, dat ek u gelukkig maak nie, ek en jy het 'n verhouding, en ons moet mekaar uitfigure, ek bedoel, God is altyd dieselfde, maar ek moet u uitfigure, sodat ek myself kan uitfigure, en die oomblik as ek dit reg kry, ek voel die Here waardeer daai opregtheid, ons is wie ons is, en ons wil verander, en ons wil verbeter, maar dit kom nie met net besluit nie, dit kom met lewe, dit kom met verhouding, en ek dink wat ek net wil by uitkom met die hele Dawid storie is, baie keer is ons op 'n plek waar jy so bang vir wat die Here mag dink van hoe jy goed doen, maar hy weet anyway, dit is wat in jou hart aangaan, en om met daai pad saam met hom te stap en te gaan, soos ek gaan jou teleurstel, want ek is nie perfek nie, dankie tog, Jesus het dood gegaan vir my aan die kruis, want ek gaan jou teleurstel, daar is nie 'n ander manier nie, maar deur daai verhouding wat ek met die Here stap, begin ek leer om te hoor wanneer hy ja sê en wanneer hy nee sê, en ek is nie bang vir wanneer hy nee sê en ek is nie bang vir wanneer hy ja sê nie, ek gaan net soos dit is 'n ongoing relationship, alles gaan nie op een slag net saak maak nie, of sin maak nie, is eintlik die beter woord, maar om soos Dawid jou foute te maak, maar nog steeds die Here se arm te draai, maybe, partykeer doen ons dit, en op die einde van die dag om te gaan soos, okay nee, ek het daai fight 100% nou verloor, maar u is nog steeds goed, en u is die een wat na my omsien, en, want wat gebeur het is, nadat Dawid se seun toe dood gegaan het, hy het mos in depressie en verval, en hy, jy weet, geween, hy het opgehou eet, opgehou bad, snaakste ding was, toe sy seun dood is, toe staan hy op, en hy stof homself af, hy gaan eet, en hy gaan tempel toe, en hy gaan aanbid die Here, wat so crazy is, dit voel vir my regtig soos 'n laaitjie wat 'n tantrum gegooi het, maar hy ken die Here so goed, hy het die Here verstaan in 'n manier van, eintlik het hy beter verstaan hoe die Here hom sien, as hoe hy die Here sien, en ek dink dis so 'n belangrike ding, maar net om weer terug te kom by die nees, ek dink as jy daai tipe verhouding met die Here stap, of daai tipe pad met die Here stap, dan, jy weet nog steeds, daar's nees, en ons druk nog steeds teen daai nees, en ons stamp in elk geval ons koppe, maar wanneer die Here ja gesê het, en dan kan niemand anders vir jou nee sê nie. En ek dink, ek het twee vrae op dit, die een is meer 'n opmerking, jy weet, ek dink, in die Afrikaanse konteks, ek praat meer van die tradisionele sin, is ons bang om so eerlik soos Dawid te wees, soos jy nou bewoord, 'n tantrum voor die Here te gooi. Ek dink in nee seisoene, ek kan nou een seisoen in my lewe, ek het jou 'n bietjie vertel van kerk en COVID begin, nie 'n goeie idee nie, en ek onthou, dit was 'n tawwe seisoen. Moeilik om mense bymekaar te bring as mense nie bymekaar mag word by kom nie, ja. Klein bietjie uitdagend. Ja. En wie lei onder dit, weet, was ek, want mense sê nog reguit vir my, jy's mooi, dit kon nie lekker gewees het om die Here verkeerd te hoor nie. Hulle sê dit vir my. As ek so, Jesus, dankie vir jou. Ek het soveel waardering vir jou in my lewe, hartsvriend jy. En jy's nie meer lidmaat nie. Anyway. Maar nou, ek onthou spesifieke tye, en dan vra ek vir mense om daai kospakkies by ons huis af, dat ons dit kan gaan gee vir mense, en terwyl hulle doen, het ek van daai kos nodig. En ons gaan deel dit uit, jy weet, en jy doen dit met liefde in jou hart, maar jy stoei, want dit is nees, dis daai, jy kan nie, die kerk gaan nie groei nie, wat ook al dit mag wees. En in daai seisoen van nees, ek het tantrums gegooi partykeer, en ek noem dit nou in Dawid se konteks, jy weet, jy beklei met die Here, en jy lees hoe Josef gestoei het met die Here, jy lees hoe Jakob gestoei het met die Here, maar nou kom jy Afrikaner en sê, nee, dis disrespekvol om te stoei met die Here. Jy weet, en ek dink dis die beste plek waar jy die Here leer ken. Ja.
is wanneer jy letterlik in die stof met hom rondrol. Wel jy rol eintlik op jou eie rond. Jy gaan nie daai fight wen nie. Maar ek dink dit is eerlikwaar die plek wat 'n mens die vinnigste besef hoe groot God 'n mens eintlik dien. Ja. Want as hy sê ja, dan is dit so en as hy sê nee, is dit so. Ja. En ek dink baie keer is ons te oordentlik en ons vat dit net so, maar ek is maar iemand wat ek stamp my kop. Moet my asseblief nie sê wat om te doen nie. Ek sal self uitfigure en ek verkies dit om my kop te stamp en te gaan soos okay, that's on me. Ek het daai fout gemaak. En dan kan ek niemand blameer nie. Dit was my fout. Maar as iemand vir my sê doen dit so en ek doen dit net so, sal ek nooit weet wat is die teenoorgestelde manier om dit te doen nie. En daar's stupid goed, jy moet nou nie jou kop onder 'n trok se tyre gaan sit en kyk of dit okay gaan wees nie. Dit gaan nie. Like 'n mens ons sekere goed wat net seriously 'n bad idea is. Daai kaartjie hemel toe. Dis ja, dis ook wel. Ek twyfel so 'n bietjie of die engel my gaan inlaat. Net gaan soos bra, like seriously. It was a bad idea. Jy het net 2 breinselle, maar hulle kon gewerk het vir daai ja. Wel, met so min breinselle kan hy dalk oorloop en jy kan nog daai 2, jy weet, revive of iets, I don't know. Maar dit gaan terug na die gewone Rian toe. Weet jy love 'n klomp goeters onder die son, musiek is voor die hand liggend. Maar wat ander goeters geniet jy? Ek het een van die foto's gesien. Ek weet nie of hy op die skerms gaan kom nie, maar daai ding. Ja. Ek love daai. Jy lyk baie opgewonde in daai foto, moet ek sê. Ek weet nie. Ek lyk bietjie kwaad of iets. Ek weet nie van hierdie angle af is dit nogal wild. Het jy Melissa ook daai gesig gewys toe jy vra om te trou? Ek weet nee. Wel. Maar hierdie is een van jou ander goed wat jy geniet, né? Ek sê altyd as ek nie 'n musikant was nie, was ek heel waarskynlik 'n professionele jagter. Oh, mooi. Ja, nee, ek is baie lief vir gewere. Ek hou van ingewikkelde goed. Ek weet nie hoekom doen ek dit nie, maar ek het nou spesifiek in bietjie sportskiet ingegaan en dit is 'n skill wat ek bedoel ek is redelik capable, maar teen die ouens wat ek kompeteer is mense wat soveel tyd soos wat ek ingesit het in my liedjies skryf en het hulle ingesit in om fantastiese skits te wees. Ja. Maar nou is ek like 'n ding wat ek vinnig kan groei in en dan daai laaste 20% van 'n amateur na iemand toe wat dit ek wil nie sê professioneel doen nie, maar wat dit op daai vlak half kan doen. Ja. So daai is wat dit lekker raak. Jy klink soos 'n bo gemiddelde jagter dan. Ja, ek like jag regtig. Of as jy 'n gewoon hoeveel bokke het jy al gekwes? Gekwes? Ja. Ek dink 3 of 4. Wat is min? Ja, maar hulle het almal is bo gemiddeld swaar gekry. Ek bedoel klaar gekry. Ons bly Nelspruit, die mense hou van die diere hier, ja, jy kan nie sulke goed sê. Hier's baie jagteries hier. Jy steek op jou hand as jy jag. O, jene kerels. Dames. Daar's dan iemand, ja. Okay, julle is min. Ek het gedink julle is bietjie meer, sorry. Hulle het nie gelei nie, ek het hulle klaar gemaak, ek beloof. Maar nee, ek love jag en boogjag ook. Ek is eintlik 'n groot boogjag fan ook. Ek verkies dit bo geweerjag, maar mense het nie altyd tyd nie want jy moet dan uit gaan sit en dit vat aansienlik langer. En jy hou van golf? Love golf. Is jy goed daarmee? Redelik. Wat skiet jy? Wat scores speel jy? So ek average hier rondom 'n 80, 81, 82 daar rond. Okay. Ja. Wel dan en dan jou ek dink die ding wat ek hoor jy die deesdae die meeste geniet, ek dink die foto is hierdie klomp mense in jou lewe, jou gesin. Sien ons hulle. Ek gaan nou begin huil as ek hulle sien, ek mis hulle. Dit is erg om so vir 'n naweek weg te wees. Ek dink hulle is daar, maar jou gesin is nogal iets wat 'n drastiese skuif en jy het dit dan nou genoem ook. Jy weet dis hulle wat jou nederig hou en dis hulle wat jou gewoon hou. So, en jy sit met 2 pragtige kinders. Ja. Maar vertel 'n bietjie hoe jou gesin dinamika. Ek dink dit is dalk iets wat ek net wil noem. Mense weet dalk nie hierdie, maar ek het vir Luca, my dogtertjie, het ons gemaak voordat ek en Melissa getroud was, jy weet. It happens. Maar die rede hoekom ek dit wil opbring is die pad wat die Here met my gestap het om my te leer iets deur Dawid, nê? Wat vir my amazing is van sy storie is Batseba se tweede seun was Salomo gewees. Ek weet nie of julle daai sommetjie al gemaak het nie. En so God het 'n manier om 'n reguit hou met 'n kromstok te slaan. En ek dink dit is die mees amazing ding toe ek uitvind van Lukas van ons swangerskap met Luca. Toe gaan ek soos, okay Here, hier was nou 'n bietjie van 'n foutjie, sorry.
Ek shouldn't have done that. Maar toe herinner hy my aan Dawid. En dat mooi goed kan gebeur uit jou foute uit. En, wel, daar het ek nou nog 'n laaitjie ook by gekry in my mooiste dogtertjie en my vrou. En ons figure dit uit. Dis nie maklik. Huwelik in vandag se tyd, I don't know how people do it. Ons het soveel hulp wat ons kry, my ouers wat help. Ons sien 'n beraader gereeld. Ek verstaan nie hoekom mense skaam is oor dit nie. Dit is so belangrik om hulp te kry, want net 2 mense wat 'n ding probeer uitfigure, dis nag, want al 2 is reg. Mens kort hulp van buite af en ek wil net vir julle sê dat evenal voel dit baie keer asof 'n huwelik uit mekaar uit val. Daar's altyd hoop en daar's altyd 'n kans om dinge reg te maak en actually die ongelooflikste mooiste tye saam met mekaar te hê. Al voel dit nie in die oomblik so nie. So special en so lekker vir my om daai te kan sien. Ek's 'n geseënde man en sonder die musiek sou ek nog steeds ewen die mees geseënde ou gewees het. Ek's baie lief vir my familie. Ja. It's amazing. Nee, ek dink wat my woorde opkom is, jy weet, God is nie afgeskrik deur ons sonde nie. Dit gee ons nie vrymoedigheid om uit te gaan en kyk hoeveel sonde jy op jou lys kan sit nie. Maar ons kyk baie keer en dink, ja, daar gaan daai ou van daai spoor af. Ja, en ons bid vir daai seël. Jy weet, en ons kan so vinnig in ons godsdienstige stoele sit en oordeel. Waar ons moet besef, die rede hoekom ons 'n verhouding met God het, is ook sy sonde, is ons sonde en hy het gekom as redder vir daai sonde. En dan begin ons identiteite jare inskuif as Christen oor hoe heilig ons lyk, hoe skoon ons lyk, hoe mooi ons lyk en ons vergeet. Maar eintlik vou ons so onder die Here se heiligheid. Ons kom nie naby dit uit nie. En dis nog 'n massive ding want ek dink vandag sit hierdie kerkgebou vol en dis fantasties want Rian Benadi is hier. Maar baie kere as ons sê, hey luister, Jesus is Sondag hier. Ja, ons moet kerk toe gaan, ons gaan doen ons ding en ons is stadig om te gaan. Ek sukkel met daai prentjie want dis asof en ek praat dalk teen kerk hierso. Dis asof kerk die stem verloor het van ware verhouding met God en ons het baie keer meer opgestaan van kansels af om godsdienst te beskerm eerder as verhouding met God, om 'n plek vir sondaars te gee en te sê kom en ontmoet die Here hier in plaas van luister jy gaan hel toe, maar kom ek leer jou eerder hoe om 'n verhouding met God te hê. Die taal word nie gebruik van luister ons almal sukkel met sonde, ons almal val kort, ons almal stoei met hierdie dinge, maar kom ons vat arms en help mekaar. Kom ons bou mekaar op, kom ons staan op mekaar se skouers, kom ons gee 'n paar neus vir mekaar, maar guide mekaar in dit, eerder as om van 'n kansel af te preek en te sê moets en moenies, en ons maak weer 'n reëlboek vir mekaar en sê hier's hoe die Here wil hê ons moet leef en daarmee saam skiet ek nie die waarde van die skrif glad nie af het. Die waarheid is die waarheid. Ja. Maar die waarheid is ons almal skiet kort. En ek noem dit so sterk want hoe meer ek praat met mense oor verhouding met God, oor waar hulle is, die eerste ding wat hulle noem is onwaardigheid wat hulle voel in hulle verhouding met God. Ja, 100%. Hulle voel ek is nie goed genoeg nie, jy weet. Ek ken nie my Bybel goed genoeg nie of ek kan nie dit doen nie of ek kan nie daai doen nie, kan nie wat ook al jou woorde is. Maar ek moet eintlik nie hier sit nie. Ek bedoel as 'n mens nou daai gelukkig die pad wat ek met die Here gestap het ek tot 'n besefing gekom soos dit maak nie saak waar ek is as mens en hoe kort ek val nie. As die Here gesê het hy gaan iets deur my doen, dan gaan dit gebeur of ek nou aan boord is of nie. Ek wil dit help obviously as 'n mens aan boord is met sy plan. Maar ek dink net ons vergeet baie keer dat die Here sekere goed sekere maniere laat gebeur en al wat ons eintlik kan doen is om hom net te vertrou en net happy te wees in die plek wat 'n mens saam met hom staan. En ek wil net vinnig iets sê oor wat jy genoem het oor die feit dat die plek jy weet nou voller is dalk. Ek weet nie as normale Sondag. Ek wil julle almal encourage met kerke om nie hiernatoe te kom en hier net te kom volmaak nie. Ek dink ons vergeet baie keer hoe baie stories, ek bedoel hier sit 'n magdom mense vanoggend,
Maar ons almal het 'n storie van iets wat gebeur het in hierdie week en ek dink is so belangrik om met daai hart te kom van die Here het hierdie vir my hierdie jaar of hierdie week gedoen en ek wil hierdie Sondag in hierdie kerk kom sit en ek wil spesifiek net hier wees en vir die Here dankie sê vir dit wat in my week gebeur het. Dis die rede hoekom ek hier wil kom, want as ons almal hier kan aankom en ons kan almal vir een ding vir die Here dankie sê vir wat hy in hierdie week vir ons gedoen het, gaan ons worship anders te lyk, gaan ons atmosfeer anders te voel, want ons almal kom by mekaar vir dankbaarheid en dan, wanneer Morney iets preek en hy gee dit vir julle, hoop ek die Engelse woord is om julle te edify, om julle te versterk, jy verstaan, maar dit word dan 'n boublok, het gesê boublok, jy weet, van week na week, wat ons by mekaar kom en ons hart is om dankie te kom sê, ons hart is om ons stories te kom deel, om saam met ons vriende te kom praat, oor hoe God iets vir ons in hierdie week gedoen het, of net wie hy was vir ons. Ek dink ons vergeet baie keer, God hoef nie altyd iets vir ons te doen nie, hy kan net iets wees vir ons, soos om te weet, hy is my veiligheid gewees hierdie week, hy is my stuurman gewees, hy is die ou wat goed vir my, ek sê ou, sorry, hy is my God wat my paai vir my plat gemaak het hierdie week, ons weet nie, en dit is so 'n terrible ding, dis soos is dit 'n paradox van mens wees, dat ons weet nie hoeveel God in sy krag vir ons doen, deur 'n weeklikse basis, wat goed so skeef kon loop, as ons nie 'n pad met hom gestap het nie. En ek dink daai is ewen 'n ding, net om in ons onkundigheid dankie te kom sê. Like, ek het deur hierdie week gekom, maybe kon ek iemand verloor het, van die dood afgestaan het, maybe kon ek self dood gegaan het hierdie week, maar ek weet nie wat het die Here in die hemele en op hierdie aarde vir my in plek gestel, sodat my week redelik average kon loop nie. Jy weet, ek dink is so 'n belangrike ding, en wanneer ons begin kerk toe kom, nie vir Morney nie, maar vir die mense langs wie ons sit, en sê, hey chom, kom ek vertel jou net gou iets amazing wat die Here vir my gedoen het, hierdie week, en waarvoor ek regtig dankbaar is, en vertel my jou storie, dan gaan dit nie so seer oor wat Morney en die worship span doen nie, of die tegniese span nie, en ons vergeet so baie dat hierdie smoke and mirrors, dit beteken eintlik op die einde van die dag niks nie, die Here wil hê, ons moet hier by mekaar kom en sy naam groot maak, en dankbaar wees. Ek bedoel, dit is pretty much, ek dink die prentjie sal so 'n bietjie verander, as ons onsself nie as lidmate sien, in die sin van, ek is hier om iets te kom ontvang nie, maar ek is eintlik hier om iets te gee. I don't know. Preek om broer. Ja, dis fantasties. Nee, ek dink dit is so waar. En nie net in kerk nie, ja. Imagine as ons maandagooggende ons week kan begin. Dankie Here. As jy oop gaan, die eerste ding wat wakker word binne in jou, is 9 uit 10 keer, okay, meetings, ek moet dit, ek moet daai. Deesdae as ons wakker word, ons 'n paar ouens wat vroeg padel speel, so dis die eerste ding wat ons dink, is padel. Begin dit dalk daar, maar begin met 'n dankie. Jy weet, selfs binne in die neus in hierdie lewe. En dit klink dalk vreemd. Maar hoe baie van ons het al soos Rian deur 'n neusseisoen gegaan, en soos hy nou by Spontaan die album uitgekom het en 'n mooi storie beleef het en deurbraak 13 jaar, wat was daai getal? Ja, 13 jaar van neus tot tomate, en dan deurbraak gesien het en mooi gesien het. Hoekom gaan ons vir 13 jaar bitter? Nie dat jy het nie, maar toe figuurlik gesproke, ek wil net vandag hier sê, ek was baie bitter. Ek het 'n massive fight met die Here gehad, inteendeel, dit was net nadat ons die album klaar gerekord het, en dit word net die hele tyd uitgestel, want toe sit COVID, ek was veronderstel om in Maart 2020 al my album uit te bring, en toe kom COVID, toe moet ek nou eers fokus op There Was Jesus wat uitgekom het, dit het ook ongelooflike deure vir my oopgemaak, saam met Demi, maar ek is soos, maar my musiek, ek wil my musiek uit hê, en ek onthou ek het eendag in my woonstelletjie gestaan, en ek praat nie mooi met die Here as ek met hom fight nie, ek is jammer, ek gaan julle eerlikwaar sê, ek wil antwoorde hê, en ek het, my vriend, as ek vir jou sê, ek het 'n uur met hom beklei, en sleg tweede gekom, obviously, maar ek het dit gedoen, en ek het iets van my vader ontdek, wat net massive blessing was, wat hy net vir my gegaan het, soos, okay, onthou net gou hoeveel neus was al tot hier, en nou begin die goed in plek val, so,
wat's nog 'n paar nees Ja. in the grander scheme of things. Ja. Maar dis okay, dis regtig okay. Ek verkies dat jy eerder met die Here beklei as wat jy glad nie met hom kommunikeer nie. Want ek beloof jy gaan meer van sy hart en van sy goedheid optel deur om actually met hom te beklei, want jy's kwaad, as wat jy net onttrek van hom af en weg van hom af beweeg oor dat jy kwaad is. Ja. Ek verkies dit om met my vrou te beklei as wat ons albei koud raak teenoor mekaar. I mean, ek dink dit is 'n goeie manier om dit te sien. Hang maar voor die beklei like seker maar nee. Ja, nie fisies nie. Ja. Ek dink jy raak aan super goed, maar iets wat ek wil net gou opbring. Ek het ook op jou Facebook stalk ding gesien. Jy het nogal klomp gedigte O ja. op jou goed geskryf. Maar daar was een spesifiek een wat my nogal getref, is meer 'n stelling, dink ek, is een van jou gedigte of digkuns wat jy het. Maar dit sê, kyk, ek bid self. Kan jy dit ding onthou? Ja. Kyk, ek bid gunsteling. self. Maar nie soveel dat ek toe oor deur die lewe gaan nie. Ja. Nou ek het 'n idee wat jy beteken, maar praat 'n bietjie daaroor. Ek het 'n kleintjie dood. Ek het in die kerk groot geword en ek het 'n kleintjie dood met mense wat alles te geestelik maak. Ek verstaan nie lekker hoekom die Here ons vir 80 plus minus 80 jaar op hierdie aarde gesit het om myself te bewys dat ek hemel toe mag gaan nie. Ek dink nie dit kom op dit neer nie. Ek dink daar's 'n baie belangrike ding van die pad wat 'n mens stap op hierdie aarde en hoe ryk dit kan wees met jou verhouding met die Here is dit hang af van jou af. En byvoorbeeld gister het ons lekker gaan jag, ek en Marius hulle, en dit sou anders te gewees het as ek die hele tyd aware was van my sonde. Ek sou nie die jag so baie geniet het nie. Verstaan jy? Nie dat ek enigiemand skade wil aandoen nie, maar ek is so bang partykeer dat ons vergeestelik goed tot op die punt waar ons vergeet dat die Here het hierdie aarde vir ons gemaak en ons vir hom. En ek bedoel, as hy wil gekyk het of ek in die hemel hoor, laat my eksamen skryf, ek leer vir dit, skryf gou die toets en dan is dit verby. Ek dink nie dit is waaroor ons lewens gaan op hierdie aarde nie. Ek dink dit gaan oor die mense om ons, om mekaar te versterk en eerder 'n plek beter te los as wat jy hom gekry het. Die mense beter te los as wat jy hulle gekry het. Ek dink die goud lê in die verhouding tussen ons en God en die mense om ons. En dit is so moeilik om na die mense om ons te kyk as ons die hele tyd met God praat. Ja. I think that dis kind of maar waar hierdie ding vandaan. En ek's mal oor daai ons veroor geestelik tydjie goeters. Baie Christene hou van beklei en hulle hou deur hulle nie seisoene. Jy weet, dan is dit geestelike oorlogvoering en al hierdie goed. My opinie altyd op dit is, jy weet, oorlog is nooit 'n goeie ding nie. En Jesus het klaar as daar geveg was gewen. Ons hoef nie weer oorlog te gaan voer nie. Ons moet net leef in sy oorwinning, maar op daai ding van gebed is dalk iets om te noem. Jy weet, daar's 'n verskil tussen gebed en praat met die Here in my konteks. Regtig? Ja, Okay, verduidelik vir my. want die duiwel het ook gepraat met die Here. Die duiwel nie net in die hemel nie, maar jy lees in Job hoe hy praat met God. Jy lees in Jesus se versoeking, toe hy gelei is deur die Heilige Gees om versoek te word deur die duiwel, hoe daar gesprekke was, hoe die duiwel met God gepraat het, met Jesus gepraat het. En baie kere, ons moet versigtig wees, en ons hoor hierdie woorde altyd van ons groot word, pas op waarvoor jy bid. Ek dink is meer pas op hoe jy bid, as waarvoor jy bid. Jou gesindheid waarmee jy bid, is 'n baie groter waarheid, wat jou gaan lei. Breek my brein nou, ek het nog nooit so daaraan gedink, jou. Jy weet, daar's een ding, gebed is wanneer op jy daai plek kom, waar jy meer die Here se hart soek, as die Here se guns soek. En jy kom nie met selfsugtige ambisie nie, waar jy neergelê is en sê, okay Here, dis waar jy genoeg beklei het met die Here. En dan draai die gesprek. Is in daai draai waar gebed is. Okay. Weet, gebed is al versoen, as jy bietjie die konteks van die skrif, bietjie leer die woorde, die oorspronklike woorde, dis 'n soen. Wow. En is so mooi, want dit praat oor intimiteit. Dit praat van Dis verhouding. special, ek is jammer, ek leer ook nou ietsie, so dankie, leermeester. Ek waardeer dit. Maar ek kan nie sing nie, maar ek kan ook iets anders doen. Jy Dis weet. special met jou, Maar ek dink baie van ons is geleer om mooi te praat met die Here, en waar gebed is baie keer stoei om jou hart by die Here te kry.
En dis hoekom ek love die storie, ek love die nee seisoene, want dit leer jou om op 'n plek te kom, en dis wat ek ook wil gaan, is met Dawid so saam, die prentjie van Dawid en sy nee seisoene, hoe jy sien in sy psalms, hoe hy stoei, dis nie mooi gebeur daai nie. Weet hy bid een keer, Here kom haal my, ek's klaar met lewe, ek's klaar, ek is moeg gelewe. En ons leer nie ons kinders daai gebede nie. Jy weet, met my handjies saamgevou, o, jy bid so mooi, Boeta, jy weet, dis ons kinders leer om te bid, maar my vraag is, wat hoor jou kind wanneer jy bid? Net, jy praat met die Here, of jy is op soek na daai stoei na gebed toe. Nou ek wil die hart van die Here begin kry. Nou dis moeilik om uit te kom, want daar's nie 'n resep daarvoor nie. Daar's geen preek daarvoor nie. Maar dankie tog, ons het 80 oud jaar om dit uit te figure out. Ons het die Heilige Gees wat ons kan help daarmee, maar dit begin by egtheid. Ja. En iets wat met die reeks nou saam, ongewone ontmoetings. Dawid was 'n doodgewone ou. Vol sonde, en ons praat oor hierdie goed. Maar hy was 'n doodgewone ou, dat weens sy soeke na die Here, het hy ontmoeting met die Here gehad, 'n ongewone ontmoeting. En hierdie ontmoeting het hom gelei om 'n ongewone lewe te gaan leef. Wat dink jy, as ek dalk die stelling maak, dat vandag sit ons dalk met 'n uitdaging, dat ons wil ontmoetings met die Here hê, ons is gewone mense, ons wil ontmoetings met die Here hê, maar ons wil nie ongewone leefstyle leef hê. Ons sukkel om... Ek moet net iets sê van Dawid. Okay. God het klaar vir hom die ja gegee. Hy was gesalf as koning voordat hy dit geweet het. Ja. En ek dink wat baie belangrik is dat Dawid ja gesê het, wanneer God ja gesê het. Wanneer daar goed oor sy pad gekom het, Dawid gevoel het, hy moet teen 'n Goliat, ek bedoel, ek sou so 'n bietjie in my broek piepie. Ek beloof jou, ek bedoel, jy kom letterlik as 'n jong lad voor 'n klomp van jou pelle, wat almal nou in hierdie weermag is, en jy's die jongste daar, en jy voel net in jou hart, die Here het jou gekoop om daai ding te doen. Dit vat bietjie, ja. En dis presies wat ek bedoel. Dis presies wat ek bedoel. Ons sukkel op tydjie ja te sê vir die Here. Dis asof ons sy seun soek, maar nie sy kruis nie. En daar's nog 'n groot ding van meeste van ons gebede is, Here help my, Here seën my, Here. Maar wat is daar vormingsseisoene kom en dit is 'n klomp nees en ons 'n klomp uitdagings. Hoe sê ons ja vir dit? Hoe kom jou hart daar? Want dis al wat ek bedoel. Ek dink jy moet net kyk waar jou ja en jou nees vandaan kom. Okay. Vir my, honestly, as ek nou dit moet vergelyk met Dawid, God het klaar ja gesê. Hy moes ja sê, maar almal om hom wou eintlik nee sê. Dis nie 'n goeie idee dat jy vir Goliat gaan doodmaak nie. Dis hiersoos ewen vir jou wat noem mense dit, armor van die koning wat te groot is vir jou. Ons probeer jou beskerm, maar dit is nie dis nees. Moenie dit doen nie. Don't go there, don't do that. Weet julle actually dat hy 5 klippies opgetel het, die rede vir die 5 klippies. Goliat het 4 ander broers gehad. Hy was eintlik van plan om hulle almal uit te gaan wis. Toe is dit nie nodig nie. Maar dit is die tipe man wat Dawid was. Hy het net gegaan soos God sê ja, so ek sê ja. En as dit nie so uitwerk nie, dan is dit ook God se wil, maar ek moet 'n tipe dapperheid hê om te gaan soos ek vertrou dat dit wat ek wil doen geseën is deur die Here, en ek het nog nie 'n nee van hom af gekry nie, so ek moet aanhou met wat ek wil gaan doen. En ek dink solank ons besluit dat die nees, as die nees van die wêreld afkom en God hou aan vir jou sê ja, just go. Dit sal eintlik stupid wees om ergens op te gee. Ek dink nie dis 'n goeie idee dan nie. Want ek dink nie dan vind 'n mens die plek waar die Here eintlik vir jou beplan het nie. En especially, ek dink meeste van die ouens sit dalk met die vraag van okay, maar hoe hoor ek ja? Wel, deur verhouding met die Here. Okay. Ons maak dit baie godsdienstig partykeer. Mense dink okay, nou moet ek 'n kamer gaan toemaak, moet hom donker maak en ek gaan nou gaan sit en ek gaan nou by die Here gaan hoor, want daar is plek vir dit. Maar ek dink nie baie van ons voel nie eerlik wanneer ons so probeer optree nie. Ek weet ek is nie so. Die Here ken my. Ek gaan nie in 'n toekamer nou gaan sit en met hom chat nie, maar ek sal enige plek waar ek is, het ek 'n gesprek met die Here wat ek ewen voordat ons opgekom het op die verhoog, vra ek die Here, nou as ek soos nou gisteraand lekker vat 'n bietjie en rowwe bliksem vir almal gesing en wat wil jy nou met my doen hierso? Ek verstaan nie lekker nie. Maar jy het gesê ja,
want ek is hierso vandag en Here, as daar iets is wat u wil vir enigiemand hierso vandag gee, gebruik my dan. Ek weet ek is nie perfek nie, maar u het ja gesê, so ek sal dapper wees, ek sal hier bo kom sit en hopelik lei u my om iets te beteken vir iemand vandag. Ek dink dis waarop dit neerkom. Ek vraag namens dalk iemand wat hier sit en sê, Jan, ek hoor jou. Jy het dalk uit 'n Christelike huis uit groot geword. Jy het bietjie in die kerk groot geword op 'n mate. Ja. Wat baie spesiaal is, wat ek dink, my vrou is so iemand ook wat in kerk groot geword het en dis baie spesiaal. Ek was in die kroeg groot gemaak. So Here is ook daar. Maar is bietjie anderste. En daar is so 'n voordeel om die Here te kan ken van kleins af. Ek dink die waarde daarvan is net onbeskryflik. O nee, 100%. En ek dink mens moenie daai verafsluit. Wat ek probeer sê daarbey is, ouers, as jy jou kind grootmaak in die kerk, nie kom sit in 'n kerkbankie nie, maar verhouding met God leer, dit is valuable. Ja, well done. Well done. En dan aan die ander kant is, jy sit dalk 'n ou wat dalk nie daar was nie, of dalk in die kerk groot geword het en 'n prentjie gesien het wat vals was en heeltemal daarteen weggeskram het en gesê het, ek stel nie belang in verhouding met God nie, want as dit Christendom is, ek's uit. Of 'n ou wat dalk belangstel, maar hy het geen idee hoe werk hierdie nie. En halfte van hierdie gesprek wat ons sê, maak meer vrae los as enigiets anders. Hoe begin jy 'n verhouding met God dan? As jy op 'n soeke plek is om meer van hom te leer, ervaar te hê, hoe kom jy daar? Ek wil net vinnig iets rondom daai sê. Ek het 'n ding wat ek moes uitfigure en dankie tog ek het in 'n gesin groot geword waar ons 'n pad saam met die Here gestap het, maar die ding wat ek die vinnigste agter gekom het van gemeentes is die Here stel my nie te leer nie, sy mense stel my te leer. En ek dink as ons hart kan verander, veral in 'n gemeente om te gaan soos niemand hier is beter as die ander een nie en ons kan nie verwag van ons wat noem mense dit, familie in die kerk, dat hulle perfek gaan wees nie. Jy gaan seer kry in 'n gemeente, jy gaan mense sien goed doen wat nie volgens jou reg is nie, maar jy is nie die een wat op die einde van die dag hulle kan judge nie. En as ons nuwe mense in 'n gemeente inbring, asseblief, sien hoe die Here hom gaan help, nie hoe die gemeente hom gaan help nie. En ek dink, eerste ding wat vir my die belangrikste ding is ek het in kerke groot geword waar disippelskap 'n baie belangrike ding is, maar ek het lelike goed gesien gebeur. Ons vergeet dat 'n disippelskap is nie 'n jaar lank of 'n 2 jaar lank of 'n 3 jaar lange proses en dan is dit verby wanneer die ou nou sy eie disippels kan vat nie. Ek dink ons vergeet dat die oomblik wanneer ons in verhouding met iemand tree en sê ek en jy gaan 'n pad saam stap, dat ons saam uitfigure wat die Here vir ons het in plek. Daai is 'n tipe commitment wat 'n mens wil vasmaak vir die res van jou lewe en ek dink dis waar harte veiligheid begin vind en waar jy 'n familie begin bou wat regtig na jou omsien en na wie jy kan omsien, want dit voel vir my baie kerke is so gefokus op disippelskap en dat ons mense onder ons vlerke neem en saam hulle pad stap, maar dit is 'n tydelike ding en dit moenie dit wees nie. Ek voel dit is 'n gevaarlike manier om dit te sien. Ek dink as jy in jou hart kan besluit ek gaan iemand onder my vlerk vat, maar ek doen dit nie net vir 2-3 jaar nie, ek doen dit vir 'n leeftyd. Tot die dag wat ek dood gaan ek saam met hierdie ou pad stap. As daai die tipe verhouding is wat gegroei kan word, jy kan net dink hoe dit uittrek van die leier af wat sy mense het wat hy mee pad stap en daai ouens wat hulle paai mee stap, maar dis baie langtermyn, baie intensief en regtig om mekaar op te pas. Ek dink ek wil eerder nie praat oor die persoon wat hier is en dalk nie die Here ken nie. Ek worry nie eintlik oor dit in die sin van nou moet jy eers die Here leer ken nie. Ek dink kry iemand hierso wat die Here ken en wat 'n goeie pad met hom stap en gaan sien daai ou. En as jy daai persoon is, asseblief, as jy jouself gaan omferm oor iemand, doen dit vir 'n leeftyd asseblief. Moenie dit doen net vir 'n projek nie. Wie is die mense wat jou ontferm het? Wat so die rede hoekom ek so sterk daaroor voel is want dit is 'n skaars kommoditeit. Regtig. My vriende is heel waarskynlik die naaste wat ek het aan so iets. Mentors was omdat ek 'n moeilike ou is. Ek is nie iemand wat ek is nie baie maklik want ek vra moeilike vrae. Ek het dit regtig en ek het baie keer het ek die
moeilike vrae wat ek gevra het, die mense wat veronderstel was om hulle self vir my te ontferm vir 'n lang tydperk, was besig met ander goed en hulle idee was nie om 'n pad saam met my vir die res van my lewe te stap nie, maar eerder om my in lyn te kry. En daai is 'n bad plek vir enige jong Christen, iemand wat die Here probeer leer ken, om in daai plek met iemand te staan. Jy wil nie dit hê nie. Dis waar jy mense seer maak, as iemand 'n projek raak. So, as jy iemand vind, en jy het 'n gesprek met hom, en die gesprek hak nie af, en jy sien nie jouself saam met daai oue pad stap nie, om hemelsnaam moenie dit doen nie. Just don't do it. Daar is ander mense in hierdie gemeente, as hulle hart vir daai persoon is, en ek bedoel ons harte is almal om 'n pad saam met mense te stap, maar ek kom beter oor die weg met sekere mense as ander, en ek dink, baie keer vergeet ons, Jesus het 12 disippels gehad, maar hy het eintlik net 3 gehad, wat regtig naby aan hom was. Verstaan, ons vergeet dat, as Jesus Christus net 12 manne gekies het, wie al is ek om te kies, ek gaan nou 100 mense na die Here toe lei en 'n pad mee stap vir die res van my lewe. Ek dink, kom ek kies eers 3 en try dit goed doen. Verstaan? Ja. En so ek dankie tog ek stap die pad met die Here dat ek nie resentment het in daai sin nie, maar ek is bekommerd oor ons kerke partykeer as dit as 'n projek gesien word, die mense saam wie ons op pad stap. Kies jou goeie vriende. Kies daai mense wat jy jouself oor ontferm en maak 'n commitment teenoor daai persoon vir die res van hulle lewe en joune. Ja, en is nogal iets interessant, want die taal binne in die binnekringe van ons kerk. Ons is opgewonde oor oggendes soos hierdie, as mense kom, wat ook al getal het is, of dit nou 100 is of 50,000 mag wees. Die Here was nooit afgeskrik deur 'n gehoor nie, maar hy het altyd, as jy sien hoe baie mense saamgedrom het, het hy baie meer waarheid in voor oog gehou. En ek dink is baie belangrik dat ons op Sondagoggend of waar ook al ons in ons Christelike kringe beweeg, besef hierdie is nie kerk nie. Hierdie is dit nie. Amen. Kerk is daai wat jy nou van praat. Dis jou geesgenote, die ou wat saam met jou kan bid, die ou wat jou kan dra, die ou wat jy weet ek bel hom of haar. En hier kan ons die Here vind in mekaar. Hierso hoor ek baie keer 'n ja, en hierdie is ook die mense wat lief genoeg vir my sal wees vir 'n nee. Maar hier's waar ek my hart kan oopmaak teenoor hierdie mense, en ek weet wat hulle vir my sal sê, wat hulle saam met my sal doen, is nie uit persoonlike gewin of hulle te bymotief nie. Hulle is lief vir my. En dis dit. En daai kan nie hier plaasvind nie. En alhoewel hierdie sy plek het as 'n voordeur vir daai, moet daai gevind word. En ek beamoen net wat jy sê, want baie keer voel ons op 'n Sondagoggend, lekker geworship. Ek het die Here nou al my dankies gegee wat beautiful is. Eer hom. En maar ek het nou 'n preek gekry. Lekker, awesome, dis fantasties. En ons stap uit en ons voel heiliger en ons voel nader aan die Here. Pas op om nie toe oë, soos Rian daai gedig van hom sê, toe oë deur te gaan nie. Jy kan soveel weet van die Here, soveel kennis by mekaar skraap en nog tog so min soos hy lyk. En in die Bybel het Jesus 'n klomp sulke mense gehad om hom, die Fariseërs, en hy het vingers na hulle toe gewys op 'n Sondagoggend soos hier, en hy sê vir die skare, sien julle hierdie ouens? Moet nie soos hulle wees nie. Nou, praat van die liewe Jesus in kinderkerk, daai is nie die liewe Jesus in kinderkerkie. Hy wys vir mense so, moet nie soos hulle wees nie. Hulle is smoorkwaad vir hom. Hulle het hom eventueel gaan doodmaak. Maar baie keer hou ons meer daarvan om goddelike antwoorde te hê en kennis op te bou oor die Here as eerder, luister, wie kan ek lief hê vandag? Want dit is wat my meer soos Christus maak, dit is wat my kerk laat beleef en my roeping gaan vind en alles wat ons vandag praat. Wat my as 'n gewone mens 'n ongewone storie laat beleef. Nou, Rian, kom ons sluit af, die tegniese span het vir ons die siek nog gegee. Cool. 'n Vraag. Eendag staan ons almal voor die Here. En wanneer jy daar aankom, gaan die Here nie 'n lang lys vra hê vir jou nie. Nee, hy gaan nou nie vra, hey, is jy 3 keer gedoop, is jy onder dompel, is jy besprinkel? Wat is jou geloofsbeleid? Ken jy met jou kop uit? Is jy aangeneem deur 'n kerk? Behoort jy hier? Hy gaan nie daai vraag vra nie. Hy gaan eerder iets sê. Wat sou jy graag wou hoor van die Here af wanneer jy eendag by hom aankom en hy sê iets van jou? Ek dink die lekkerste ding vir my sal wees as die Here vir my kyk en hy gaan net soos, dit was cool, nee. Dit was 'n journey. Ja. En ons het vroeër gepraat oor Charlie Kirk ook.
daai was taai, toe Charlie Kirk vermoor is. Maar dit was so cool vir my om dit te sien en te gaan soos daai ou. Ek dink dit was die eerste keer wat ek 'n baie duidelike prentjie gehad het van hoe 'n ou vir die Here gaan staan en die Here gaan net soos well done. Like dit was, you used your time well. En ek dink daai tipe ding is wat 'n mens wil voel wanneer jy die Here ontmoet vir die eerste keer. En ek dink ons is baie keer vasgevang in die groot judgment day waar die Here na al ons sondes gaan kyk en ons vergeet dat Jesus dood gegaan het. En elke keer wanneer ons met Jesus se genade staan en ons weet dit is wat God vir ons kom doen het, of wat Jesus vir ons kom doen, en dan kom staan Jesus tussen ons en God. En God het nie 'n keuse as om Jesus te sien wanneer hy na ons kyk nie. Dit is wat hom so ongelooflik maak, want hy het homself gestuur om al ons sondes te kom toemaak en seker te maak dat ons gebless is. En ons vergeet baie keer hoe volmaak daai werk was en hoe spesiaal daai werk was, dat hy ons nie anders te kan sien as om homself te sien, sy seun te sien wanneer hy na ons kyk nie. Dit is wat Jesus doen. Hy bid elke dag. Die Engelse Bybel sê hy intercede vir ons sondes voor God elke dag, dat God nie ons sondes kan sien nie, dat hy die lam is wat ons skoon gemaak het. En dit is baie special. Ja, ek dink ons moet klaarmaak. Ek weet nie meer wat om te sê nie. Die Here is so besig om, dit is amazing. Ons vergeet vinnig hoe waardevol dit is om 'n titel te hê van kind van die Here. En gaan noem soos dit is. Soveel as wat ons as Christene baie sê, alles gaan oor die Here, laat die Here se wil geskied, en ons het al hierdie mooi woorde. Hier binne, as ons eerlik is, gaan dit baie vir ons net tydkeer oor aardse goed, rand en sent. Dit gaan vir ons oor die hier en nou. Dit gaan vir ons oor die druk en die doelwitte wat ons moet bereik en die goed wat ons moet behaal en ons eie titels en waar gaan ons wees en ons pensioen en ons goedjies. Maar wanneer jy praat oor hierdie goed, daai goed raak bietjie leeg, afgewater. En dis waar lewe begin. En dis wat ek love wat jy sê eendag by die Here. Dit was lekker nie. Wat was jou woorde? Dit was cool, man. Dit was cool, man. En dis die adventure waarmee die Here ons wil vat. En dis die hart van hierdie reeks, by the way. Ja, ons het glad nie voor die tyd gepraat oor dit nie. Maar dis net die Here gebruik gewone mense om ongewone stories te beleef, waar hy eendag by ons kan staan en sê, hey, dit was cool, né? Maar binne in daai pad gaan die Here jou iets laat doen en vra van jou wat jy 'n ja voor moet gee, wat nie noodwendig iets is waarvoor jy ja wil sê nie. Daar gaan vorming wees, daar gaan opoffering wees, maar die kruis is die moeite werd. Die storie lê in die kruis. Elke opstanding nodige dood. En ek dalk sit jy hier vandag en jy beleef 'n kruis, jy beleef 'n nee, jy beleef, omhels dit. Omhels dit. As jy moet beklei met die Here om by die omhelsing uit te kom, doen dit. Maar gryp die Here se hart en ek wil graag afsluit in gebed. Gewoonlik sal ek iemand vra wat kan sing om vir ons te sing, maar Rian, ek wil jou eintlik iets mooier vra. Sê dalk vir ons afsluit in gebed. 100%. Kom ons sluit ons so. Dankie Here vir 'n ongelooflike môre. Dankie dat ek hier kan kom sit het en net weer self herinner word aan hoe groot en hoe goed U is. Ek bid dat ons vandag hier sal wegloop en herinner sal wees aan wat U hart vir ons is en dat U ons so lief het. Dankie vir dit, Vader, dat ons hier kan wees en net weer versterk kan word en verfris kan word in ons gees vir die week wat voor lê. En Vader, ek bid sodat elke persoon wat hier sit, dat hulle so ongelooflik naby aan U sal voel deur die pad en die tyd wat hulle saam met U spandeer, dat hulle U sal ken op vlakke wat hulle nooit geweet het moontlik is nie. Versterk asseblief my boeties en sissies in hierdie gemeente, Here, vir die pad wat vorentoe lê, Here, en ek bid dat U op hulle harte sal druk as daar so mense is wat U wil hê hulle baie spesiale en lang pad mee sal kan stap. Ek bid dat U asseblief ons sal sterk maak
om ons boeties en ons sissies in hierdie gemeentes te sien soos wat U ons sien. En dat ons nie sal teleurgesteld wees deur die menslikheid wat ons baie keer deurgaan nie. En dat ons net 'n ongelooflike tyd saam met mekaar sal hê. En die dag wanneer ons by U aankom, Here, ek bid dat ons almal net kan voel, dit was cool, dit was 'n amazing pad wat ons gestap het, en ek bid sodat U ons asseblief net sal bystaan, en dankie vir die ongelooflike gemeente, en seën asseblief vir Morney en die werk wat hulle doen, en hierdie ongelooflike span, en dankie dat U so 'n mooi pad saam met hulle stap. Ek bid dat dit fantasties sal wees vorentoe, en dat hierdie gemeente net van sterkte na sterkte toe sal gaan, en dat U naam op die einde van die dag sal groot gemaak word, en dat elke persoon in hierdie plek U hart sal ken, as gevolg van hierdie by mekaar kom plekke. In Jesus se naam, seën ons asseblief, laat ons almal veilig huis toe ry. Amen. Amen. Julle kan ons dalk vir Rian lekker hande klap gee. Ja, dankie. Waardeer jou hart. Ek weet almal is haastig om te gaan, en ek het gevra dat hy bid, maar kan ons dalk vir Rian seën en net vir hom bid? Okay, dankie. Niemand nie. Fantasties. Alright, lekker. Rian, kan ons dalk net asseblief my vriend, dankie. Julle kom, as jy die vrymoedigheid het, steek jou hand uit as 'n simbool van net hoe ons Rian seën. Hemelse Vader, dankie vir Rian, wat ons so oor praat hier, hy's 'n gewone ou wat op soek is na net U hart, Here. En dankie dat hy weet, hy's niks meer as 'n sondaar wat U gevind het, of eerder U hom gevind het. En ek bid, Here, dat daai storie wat, soos hy praat, Dawid is al lank al geseën as koning, nog voor hy geweet het, Here. Het U 'n prentjie oor Rian, en ek bid, Here, vir daai prentjie net om te wees, Here, dat U wil oor hom sal geskied. Here, dat hy al hoe meer waar hy beweeg, Here, dat mense U hart by hom vind, en dat hy 'n rigtingwyser sal wees na U toe, dat mense regtig waar sal inlê in verhouding met U, as gevolg van dit wat U in hom doen. En daarom, Here, bid ek bless hom. Bederf hom met U teenwoordigheid, Here. Bederf hom deur wat hy doen vir U, en hoe hy staan vir U, Here. Ek bid ook vir sy familie, dat U sy gesin sal seën, Here. Dat U hom as pa en leier in sy gesin ook sal seën in wysheid, insig, sodat hy 'n rigtingwyser in sy eie huis kan wees, sy eerste kerk sal wees, Here. Dat daar eerlikheid en liefde en oormaat sal wees, Here. Ek bid, beskerm hulle daar waar hulle beweeg. En dan bid ek ook so vir sy musiekplatform, dankie, Here, vir sy amazing talent. En ek bid, Here, dat hoe ook al jy sien, hoe hom gebruik daar, Here, dat dit net so oop deure vir hom sal wees, dat U hom sal seën ook in wat hy doen, Here. Ek bid, Here, laastens, Here, vir sy verhouding met U, dat Rian nooit koud sal word, en nooit gewoond sal raak aan U nie, maar altyd in verwondering sal staan van U, en van hoe groot U genade is, en hoe amazing lief U vir hom het. Ons seën hom daarmee, Here, in Jesus se naam. Amen. 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 Baie dankie julle. Lekker week. Julle sien mekaar volgende week. Totsiens.